Is lekker om vanoggend saam te wees. So hier is ons goue vraag. Het jy al ooit 'n woord gehad wat jy verkeerd gehad het? Jy sê nog jou hele lewe lank of vir baie lank tyd 'n woord op 'n bepaalde manier en dan eendag dan help iemand jou reg. En dan besef jy ek het nou my naam wat ook al gemaak vir baie lank as dit kom by hierdie woord. Ek sê dit nog die hele tyd verkeerd. Of jy gebruik dalk 'n woord, maar heeltemal in die verkeerde konteks. Totdat iemand vir jou verduidelik of jy hoor 'n verduideliking, dan dink jy, dit maak nou baie meer sin. Dit al ooit met jou gebeur, nee. So my woord is die opposable thumb, nee? Hulle sê die primates het dit in gemeen, ons het 'n opposable thumb, dit maak dat ons 'n baie akkurate grip kan hê en dat ons gereedskap kan gebruik en dat jy kan skryf met 'n pen. En jy weet, dit is iets wat die mens ook redelik uniek maak, is ons opposable thumb, en hy oppose die ander vingers. Daai was 'n light bulb moment vir my, want ek praat nog my hele lewe lank van die disposable thumb. En ek het nou net een keer dit so gesê, in een van 'n gesprek, en toe sê iemand, wag, jy kan hom nie afhaal nie. Dis nie 'n disposable thumb nie, dis 'n opposable thumb. Dis moeilik om Afrikaans te wees in hierdie Engelse wêreld, nê? Nee. Nou, ek het 'n familielid wat nou tot redelik onlangs nog steeds praat van die COVID siekte. Sit 'n R daarin, COVID. Niemand mag weet van hom nie, nê? So, ons almal het daai woordjie, nê? En nou is die ding, ek dink in die Bybel is daar verskriklik baie woorde of termes wat ons dalk 'n connotation het. Jy het 'n gedagte, 'n prentjie of 'n definisie van 'n woord wat in die Bybel staan. Maar dis nie noodwendig wat daai woord beteken nie. Soms is dit omdat ons gebruik dieselfde woord in 'n ander konteks vandag as wat dit gebruik was in die Bybel, maar soms is dit net dit was miskien tweedehandse inligting wat jy gehoor het. Of jy het dalk in 'n bepaalde kerkstroom groot geword, wat nie met 'n bepaalde woord gewerk het nie, maar jy het gehoor van baie weird kerke wat met daai woord te doen gehad het, en jy het net besluit, bly weg. En so soms is daar sekere woorde, as ek die woord sê, dan gaan daar dalk 'n emosionele reaksie wees, maar dis dalk net, omdat jy nog nie 'n mooi Bybelse definisie vir die woord gekry het nie. So ek wil jou uitnooi om jou hart oop te maak. Kom ek gee vir julle 2 voorbeelde. So een gedagte wat ons het oor God, is dat hy is hierdie liefdevolle Vader. En so wanneer ons praat oor die vrees van die Here, dan sukkel ons om dit te versoen met hierdie liefdevolle Vader in die hemel, nê? Die vrees van die Here. Maar as jy nou verstaan, die vrees van die Here beteken nie jy moet bang wees vir hom, jy moet nie bang wees vir die Pa wat lief is vir jou. Dit gaan oor respek. It's about reverence and awe. En dit gaan oor meer om te respekteer. Dieselfde met dissipline. As ek sê dissipline, dan dink ons soms punishment of pakslaag. Maar dissipline is, ek het 'n vriend wat nou vanoggend die Ironman hardloop in Durban, en ek het 'n vriendin wat volgende naweek die Comrades gaan hardloop. Hulle het dissipline toegepas. Dissipline beteken oefen. Selfs die manier hoe die Bybel praat van dissipline, gaan dit oor jy word getrein. Die Vader trein jou. Hy wys jou as jy iets verkeerd doen, as jy iets nie reg doen, en dan hou jy aan om dit te doen. Dit is dissipline. Dis 'n voller verstaan daarvan. Nou, daar's 'n woord wat ek dink 'n baie gelaaide woord is in ons konteks, veral in die Afrikaanse konteks wat 'n baie gereformeerde kultuur is, en baie van ons het groot geword in meer gereformeerde strome. So as ek hierdie woordjie sê, mag daar dalk 'n soeiebrandjie in jou keel wees, nee. So, maar ek wil nou vandag vir jou probeer verduidelik dat dit dalk net 'n Bybelse definisie is. Dis dalk net 'n definisieprobleem, eerder is as wat dit is dat jy 'n probleem het met hierdie term en eintlik waar ons gesels. En so, net voordat ek die woord nou met julle deel, en julle die soeiebrand kry, of dalk nou baie opgewonde raak, veilig gaan baie opgewonde raak, net gou herinnering, ons is besig om te preek oor die Heilige Gees. Ons noem die reeks Familiar Stranger, en dit gaan hoofsaaklik oor ons verhouding met die Heilige Gees, fellowship with the Holy Spirit. En hierdie donderdag wat verby is met ons hemelvaartdiens, het ons juis gepraat oor hoe hoor ek die stem van die Heilige Gees. Nou, een van die mees normaalste dinge vir enige Christen is dat ons is gehardwired. Dis wat Jesus kom doen het. Sy versoeningswerk aan die kruis, die opstanding, die hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees was sodat die kommunikasiekanale tussen jou en God herstel word. Sodat jy weer sy stem
kan hoor. Dis wat ons sê as Nuwe Testament Christene, is dat ons kan die Here se stem hoor. Die Heilige Gees gebruik die woord, die skrif en die karakter van Christus, gebruik hy om met ons te praat. Jy weet, alles wat hier staan is die waarheid, maar jy maak nie gebruik van elke liewe sin in die Bybel elke dag nie. Die Heilige Gees kom gee vir jou wat jy nodig het op 'n bepaalde dag. En so ons as Christene, ons kan die Here se stem hoor. 'n Tweede ding wat baie normaal is, baie algemeen en baie aangemoedig word in die Bybel, is om te bid vir mekaar, nê. Christene, bid. Ons praat met die Here. Tweedens, Christene, bid vir mekaar. Ons praat met die Here oor mekaar, of praat by die Here oor mekaar, maar op 'n goeie manier, want hy kom verander ons hart en ons bid vir mekaar. Dis wat ons gebedsspan doen, dis 'n baie normale ding om te bid vir mekaar. Nou, as jy die Here se stem kan hoor, dink jy dit is moontlik om die Here se stem te kan hoor vir iemand anders? Ja, dis baie normaal. Dis die woord profesie. Dis die woord. So ek weet nie wie van julle raak opgewonde, wie van julle kry so 'n brand nie, maar as ek die woord sê profesie, dan is dit 'n gelaaide term. Want vir meeste van ons dink onmiddellik aan Jeremia, wat iewers in die woestyn moes bly en wat regtig 'n rowwe lewe gehad het. Die Here het gesê niemand gaan luister na jou nie. En dis tipies die ou wat in die Ou Testament opstaan en sê so sê die Here. En dan praat hy namens God. Dan dink ons net eers okay nee, ek gaan nie daai kans vat. Ek gaan nie sê ek kan namens God praat nie. Weet, dis bietjie te risky. So ons het 'n bepaalde prentjie as dit kom by profesie. Of ons dink aan Nostradamus. Dis die ou wat die toekoms kon voorspel, nê, nee, of Siener van Rensburg. Is dalk 'n beter, ons ken die storie van Siener van Rensburg, nê. Nee. Dis gewoonlik die gedagte wat by ons opkom. So hier is ons 3 vrese wat mense gewoonlik het as dit kom by hierdie woordjie profesie. En ek gaan vir jou verduidelik vandag, is dat profesie, soos die Nuwe Testament se, ek praat nie van die definisie wat jy het, ek sê nie jou definisie is verkeerd nie, joune kan dalk sin maak met Siener van Rensburg of wat ook al, maar as ons praat van Nuwe Testament woordjie, profesie, die attached meaning tot daai woordjie, is bloot bemoediging in die Heilige Gees. Weet jy wat 'n goeie ding vir 'n Christen om te doen? Om ander mense te bemoedig, né? Dis 'n baie normale ding vir ons bemoedig mense. Ons bemoedig soms mense op grond van dit wat ons observeer. Sê Jurgens, jy is altyd vriendelik. Dis so great dat jy altyd vriendelik is. Dit was nie 'n profesie nie, dit was net, ek bemoedig jou op grond van dit wat ek weet van jou, wat ek kan observeer uit ons vriendskap uit. Nou, profesie is wanneer ek jou bemoedig op grond van iets wat God observeer van jou. Wanneer die Heilige Gees, net soos wat hy met my kan praat, kan hy, soos wat ek bid vir my vriend Jurgens, want ek is lief vir hom, kan hy iets vir my openbaar en sê, wel, deel met hom Matteus 11, vers 27 tot 30, gaan lees dit. Ek beleef dalk wil die Here daai vers jou mee bemoedig mee. En dan gaan lees hy dit en dan sien hy, ek het laasweek hierdie vers gelees. Die Here is besig om met my te praat oor hierdie vers. Of hy kom agter, dis presies wat ek vandag moes gehoor het. Ek weet nie hoe connect die dots nie. Net gedeel wat op my hart was. Maar hy kom dalk agter, yes, dis nie Abel nie. Hy het lankal vergeet van Abel. Die Here het met my gepraat. Dis hoe ons verstaan wat Nuwe Testament, wat profesie is. Hier is ons 3 vrese wat ons gewoonlik het, sodra ons die woordjie profesie sê, is die eerste een, die eerste vraag wat ons sal kry is, sê ons dat ons kan byvoeg by die Bybel? Met ander woorde, sê ons die kanon van skrif is nie toe nie. Dat ons nog kan bysê, die 67ste boek, die boek van Abel. Jy weet, is dit wat ons sê? Nee. Dis nie wat die Nuwe Testament verduidelik met profesie nie. Dit waar ek praat om mekaar te bemoedig in die Here, gaan altyd belyn wees met die skrif. Dit is wanneer die skrif as fondasie gebruik word, maar vandag wat jy die 1 Junie moet hoor, is dalk Matteus 11 vers 27 tot 30. Dis wat jy vandag moet hoor. En dis wat die Heilige Gees doen met ons, nê? Die Bybel is altyd daar beskikbaar vir ons, maar die Heilige Gees kom gee vir ons wat ons nodig het op die regte tyd. He draws from scripture. En dit wys altyd na Jesus toe. Nou so ook, Nuwe Testament profesie, is nie besig om by te voeg by die Bybel nie. Dit is belyn met die Bybel, en dit wys na Jesus toe. Ons het net in die week toe gesels oor iemand wat met een van ons leiers hier kom gesels het en gesê het, dat hulle voel, die Here sê, hulle moet met hulle vrou skei en met 'n ander vrou trou.
En toe is dit redelik obvious om vir die persoon te sê, dis nie die Here wat praat met jou nie. Dis ander stemme. Dis jou begeertes. Dis gewoonlik as jy werk met tieners, gebeur dit ook nogals gereeld. My een vriend het een keer vir ou gesê, jy hoor nie die Here se stem nie, jy hoor jou hormone wat praat met jou. Maar dis die Bybel wat vir ons daai veiligheid gee, is dat dit moet belyn wees met die skrif, dit wys na Jesus toe, en dis hoe ons weet, of er dan van die Here is of nie. En so profesie sit nie by die Bybel nie. Die tweede vrees wat ons het is, wat van manipulasie? Dis genuinely, dink ek, vir baie van ons die vrees, maar as iemand sê, ek voel die Here sê, is dat dit skep 'n geleentheid vir iemand om jou te kan manipuleer geestelik en emosioneel. Maar kom ek vra net gou-gou 'n vraag. Dink jy dit is moontlik vir mense om liefde te gebruik om jou te manipuleer? Die feit dat jy lief is vir hulle, gebruik hulle om jou te manipuleer. Sê ons dan, kom ons vergeet van liefde. Ons gooi dit weg. Dink jy dit is moontlik dat iemand die Bybel kan gebruik? Dink jy dit het al gebeur in die kerkgeskiedenis dat iemand die Bybel gebruik het om mense te manipuleer? Ja, beteken dat ons met die Bybel weggooi, want dis gevaarlik. Mense kan hom gebruik om jou te manipuleer. Dink jy dit is moontlik dat mense skoonheid, beauty, kan gebruik om iemand te manipuleer? Dink jy dit is moontlik dat iemand mag kan gebruik om iemand te manipuleer? Dink jy is moontlik dat iemand geld kan gebruik om iemand te manipuleer? Ja en ja. Beteken dit al daai goed is sleg en ons gebruik dit nie meer nie en ons gooi dit weg? Nee. Ons verwerp manipulasie. Ons verwerp nie profesie nie. En dit is soms gewoonlik die vrees wat ons kry van wat as iemand my manipuleer en hulle sê dit is deur. Nee, ons sê nee vir manipulasie en ons toets elke woord om seker te maak dit is nie manipulasie nie. Dat dit van die Here af is, dit wys na Jesus toe, dis in liefde en is belyn met die woord. Die derde vrees wat ons gewoonlik het as dit kom by profesie, is, maar hoe weet ek nou dis die Here en nie net my verbeelding nie? Nee? Dis is my eie gedagte, is my verbeelding. Iemand een keer vir 'n vrou gevra, hoe weet jy, dis God wat dit vir jou gesê het en nie jou verbeelding nie? Toe sê sy, nee, dit was my verbeelding, want die Here praat met my verbeelding. Hy gebruik my verbeelding om te praat met my. Jy gebruik jou verbeelding vir alles. As ek 'n storie vertel, of 'n grappie, dan gebruik jy jou verbeelding om 'n prentjie te skets in jou kop. Dis hoe kommunikasie werk. Kommunikasie werk nie sonder verbeelding nie. Jy sit jouself in my skoene, dis asof, as ek 'n goeie grappie vertel, dan is dit asof jy daar was die dag, toe iemand vir my gesê het, Abel, jy haal nie jou duim af nie. En jy sien hoe stupid ek gevoel het. Net 'n bietjie verbeelding gebruik. Was dit jou verbeelding wat met jou gepraat het? My punt is, verbeelding staan nie in kompetisie met my kommunikasie aan jou nie. Dit komplementeer. Dit werk saam. Ek maak gebruik van jou verbeelding, nou, om met jou te kan kommunikeer. Nou so ook is jou verbeelding nie in kompetisie met die stem van God nie. God gebruik die verbeelding wat hy geskep het in jou om met jou te praat. Hoekom sal die Here net jou kognitiewe kant van jou brein gebruik, maar glad nie die kreatiewe kant nie? Hy het albei gemaak. Hy het jou emosies gemaak. Hy het alles van jou gemaak en hy gaan alles gebruik om met jou te kan kommunikeer. En so verbeelding is nie iets wat verkeerd is of in kompetisie staan nie. Die Here wil dit gebruik. En soms praat die Here in beelde. Kyk na elke profeet in die Ou Testament. As hy met Daniël praat, hoekom sê hy nie net vir hom, hoor hier's wat gaan gebeur? Die Persiese ryk gaan vervang word met die Babiloniese ryk of andersom, en dan gaan die Griekse ryk kom, hulle gaan 4 gedeel word, en dan gaan die Romeinse ryk kom, en dan gaan die redder van die wêreld kom, gebore word. Hoekom sê hy dit nie so nie? Hy vertel van hierdie beer en die draak en 'n bok. Hy gee vir hom beelde wat hy vir Daniël gee. Hoekom? Want God praat met beelde. Hy's kreatief. Het jy al gesien hoe lyk die wêreld? Hy praat met elke profeet eintlik in beelde, en beelde, 'n prentjie kommunikeer 1000 woorde. Tamara, net donderdag het sy hierdie woord ervaar en ons het gedeel donderdag. Miskien is dit vir jou vandag. Ek gaan hom nou deel en dalk is dit relevant vir jou, maar hoor net gou hoe mooi kan 'n beeld wees in plaas van net om die feite te deel. So sy vertel van die prentjie wat sy sien, wat sy beleef, dalk die Heilige Gees vir iemand wil kommunikeer, is van 'n vrou wat besig is om te werk in 'n veld.
Maar die veld waarin sy werk is mooi. Dis groen. Dis 'n ongelooflike mooi veld waar binne sy werk wat baie groen is, maar hierdie vrou mis die beeldskoon van hierdie groen veld, want sy is so gefokus op die werk voor haar. Wow. Dis 'n prentjie. Daai prentjie. Weet ek het met iemand gepraat donderdag aand, want hulle het my 'n boodskap gestuur en gesê daai woord het my gepraat. A picture speaks 1,000 words. En so die Here gaan prentjies gebruik, omdat hy lief is vir jou en hy wil jou bemoedig. En die ander ding is jy onthou beelde. Ek onthou van, net die woorde wat ek al gekry het, die goed wat ek onthou, die woorde wat ek onthou, was prentjies soos daai. Ek onthou daai woorde. Dit stiek in ons verbeelding. En so die Heilige Gees kommunikeer met ons op daai manier. So wat is die Bybelse fondasie vir profesie? So net vinnig gou-gou oorsig en eintlik kan ons 'n hele reeks net oor profesie doen, want ek dink dit is so belangrik en ek dink in die toekoms sal ek graag wil, want ons droom is dat ons daai tipe kerk is. Ons het nou lekker begin eksperimenteer met dit met ons gebedsspan en ons eie voltydse span wat as ons gaan na 'n skool toe waar die onderwysers is, dan bid ons vir elke persoon. Ons het nou ons hele span het vir François Prinsloo wat die direkteur hierso by die Nasorgsentrum is, almal van ons bid, ons kry skrif, ons kry woord en ons print dit en ons gee vir hom 'n geskenk met woord. Ons wil 'n profetiese kerk wees. Weet jy wat beteken 'n profetiese kerk? Dit beteken ons is lief vir mense. Ons is so lief vir jou, ons wil bid vir jou. En hoor, wat 'n mooi ding van die Here se liefde en se waarheid wil hy spreek oor jou. Dis wat profesie is, so eenvoudig soos dit. Dis die tipe kerk wat ons wil wees. En dis hoekom die hele Unisie ding is vir my so special. En ons wil jou uitnooi. Wil jy asseblief saam met ons lief wees vir die onderwysers en die onderwyseresse van Unisie? So lief dat jy vir 'n oomblik gaan bid vir hulle en iets mooi van God se karakter wil skryf vir hulle wat jy voel vir daai naam. Dis liefde. En dis wie kerk wie ons wil wees. So Bybels, hierdie is belangrik en ons kan eintlik baie langer daar praat en as jy wil weet waar kan jy daar lees, die obvious plek is in 1 Korintiërs 14. Paulus skryf baie daaroor en hy's eintlik besig om 'n kerk te korrigeer. Dis 'n kerk wat so bietjie te weird was, né? Hulle het te ver gegaan. Hulle was regtig, hulle was nie net opgewonde oor die Heilige Gees nie, dit het amper hierdie party triek geword van, hulle is meer opgewonde oor die gawes as wat hulle is oor die giver. Hulle, jy weet, en Paulus help hulle so 'n bietjie terug en dan sê hy vir hulle eers, dis great dat julle almal in tale kan praat en daai goed is great, maar ek sal eerder wil hê julle moet profeteer. Dat julle in liefde, en hy praat van alles moet in liefde gebeur, dat julle in liefde mekaar bemoedig. Dis waar 1 Korintiërs 14 gaan. Maar net so 'n bietjie voor dit, om te verstaan, hoekom is vir Paulus dit so baie algemene uitdrukking van kerk, is dat ons vir mekaar woord gee, dat ons profeteer of mekaar bemoedig in die Heilige Gees. Hoekom, waarvanaf kom dit? Hoekom is dit so al 'n obvious verskynsel in kerk, wat soms nie so obvious is vandag in kerke nie? Hoekom is dit vir hom so obvious? So, as ons terug kan gaan na Moses toe, so in Numeri, in boek van Numeri, daar's nie 'n boek met die naam Moses nie, maar die tyd van Moses. So in Numeri 11 vers 25 is daar hierdie gedeelte. Nou ons ken die storie van Moses, né? En sien net gou hierdie beeld ook, hierdie prentjie, gebruik gou jou verbeelding want jy het mos nou gehoor vanoggend jy mag maar. So Moses gaan na die berg toe. God praat met Moses. Moses is die profeet wat God se stem hoor. Daar's 'n profeet wat uitgekies is, Aaron partykeer ook. Maar hy hoor God se stem en dan bring hy die waarheid van God na die mense toe, né? Dis die verhaal wat gebeur. En op 'n stadium is hulle 'n bietjie jaloers op hom en so voort. Maar daar's 'n tyd in Numeri 11 vers 25, dan sê die volgende, sorry, ek gaan sommer net in Engels lees vir julle vanoggend in die NIV translation. Dan sê dit, "Then the Lord came down in the cloud and spoke with him, and he took some of the power of the Spirit," hierdie selfde Heilige Gees waar ons nou praat, "that was on him," op Jesus, "and put it on the 70 elders. When the Spirit rested on them, they prophesied, but did not do so again." Hulle het geprofeteer vir 'n oomblik terwyl die Gees op hulle gerus was, maar daarna nie weer nie. So net tydelik. En dan vers 29, dan sê Moses hierdie, en hierdie is eintlik 'n profesie van die toekoms. Wat Moses sê, hy sê, "But Moses replied, 'Are you jealous for my sake?'"
verstaan dat ek nou die Here se stem en nou dit moet bring, dis nie so lekker werk soos dit jy dink nie. En dan sê hy, I wish that all the Lord's people, sê gou all, dis almal. I wish that all the Lord's people were prophets and that the Lord would put his spirit on them. Moses sê, ek wens almal kon die Here hoor soos ek hom hoor. Ek wens daar was nie 'n profeet nie, maar dat ons almal profete was. Wat 'n profeet, jy hoor die Here se stem. Nee, dis hierdie eintlik 'n begeerte vir meer. En as jy dan nou verder in die Ou Testament lees, dan sien jy hierdie oomblikke van profete, maar die Gees rus nie op almal nie. Daar selfs tye waar die Gees kom op Saul, die eerste koning, en hy profeteer saam met 'n paar profete net vir 'n tydperk. Maar dan net gou fast forward, en ons het nou al 'n bietjie hoor gepraat ook, maar daar is 'n oomblik in Johannes 20 waar Jesus verskyn na sy opstanding by sy disippels en dan blaas hy oor hulle. He breathes on them. En dan sê hy vir hulle, receive the Holy Spirit. Hier is waar dit begin gebeur, mense. Is Jesus se opstanding, sy hemelvaart, die uitstorting van die Heilige Gees, ontvang die Heilige Gees. Dat ons nie meer een Moses het nie, maar nou het ons almal baie Mosese. Ons is almal Mosese. Dis die belofte. He breathes on them. Handelinge 2 is daai oomblik wat dit gebeur. Dis die uitstorting van die Heilige Gees, wat ons nou eintlik celebrate in die kerkkalender volgende Sondag, Pinkstersondag. Handelinge 2, waar ons ken nou deel, die Gees kom en dit rus op hulle. Dit kom soos 'n magtige wind en dit rus op hulle. En hulle begin te preek. They begin to prophesy. Soveel so die Heilige Gees gee vir hulle vermoë in verskillende tale met mense te kan praat. En as die mense sê, ek hoor jou praat met my in my eie taal. God praat met my. Vergeet van deur wie dit kom. Die Here praat. Hy is besig om te profeteer. En dan sê hulle, party van die mense, kyk wat aangaan, en hulle sê, Jesus, hierdie mense dronk, wat gaan aan? Dan sê Petrus, in Handelinge 2, hy sê, nee, hierdie mense is nie dronk nie, dis nou eers 9 uur in die oggend, hy sê dit net so, en dan sê hy, this was spoken by the prophet Joel. Joel is ook een van die profete in die Ou Testament. Sê, in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Sê gou all. On all people, your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions, your old men will dream dreams. En hier is eintlik in dieselfde konteks van, ons kry woord van die Here praat met ons. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. Dis die belofte van jou. Dit word vervul in Handelinge. Nou met dit as agtergrond, as jy nou gaan na 1 Korintiërs 14 toe, en Paulus sê, dis great al hierdie ander goed, maar maak net seker dat julle in liefde nog profeteer vir mekaar. Ons het hierdie Gees, ons kan die Here se stem hoor, nie net vir onsself nie. Ons het nie vir Moses nodig nie, maar ons kan die Here se stem hoor selfs vir mekaar. Wanneer jy bemoediging nodig het van iemand anders, wanneer iemand anders te intree in gebed vir jou, en jy hoor net wat jy moet hoor op daai dag. Dis hoe die Here met ons kan praat. Nou, ons het ongelukkig die taak van om die Here se stem te hoor, het ons gaan outsource na pastore en na dominees toe. Dis nie die Nuwe Testament prentjie nie. Dis 'n Ou Testament prentjie. As jy wag vir Moses van die berg, alhoekom ek hierso staan, is nie omdat ek 'n berg wil hê nie, is nie dat almal my kan sien as ek kommunikeer. Effektiewe kommunikasie. As ons in 'n groot sirkeltjie kon gesit het, sou ek dit verkies het. Nou daar is 'n gawe in die kerk wat teaching is, waarmee ek nou besig is, maar die vermoë om die Here se stem te hoor, it's not reserved for preachers. Dis nie die Nuwe Testament kerk waarvan ons praat nie. Die algemene manier van hoe kerk moet gebeur, is dat baie van ons hoor die Here se stem, en ons deel dit met mekaar. Dis hoekom die idee van 'n klein groep is vir my so beautiful, want dit is makliker daar in klein groepe, kan jy hierdie werklikheid van kerk beleef. Want hoe meer mense ons saam is, hoe minder mense kan dan op 'n slag praat. Maar selfs hier probeer ons geleentheid skep, maar ons weet dat Sondag gaan nie genoeg wees nie. Dis hoekom klein groepe, vriendskappe, mense wat 'n noue vriendskap met mekaar stap, vir mekaar bid, en nou en dan vir mekaar 'n versie stuur. Dis kerk. Dis kerk, want ons almal is op die berg.
Ons almal kan sy stem hoor en dit deel met mekaar. So 1 Korintiërs 14 vers 26 sê, when you come together, each of you has a hymn or a word of instruction, a revelation, a tongue or a interpretation. Everything must be done so that the church may be built up. En dis die gedagte van ons kom eintlik voorbereid by mekaar. Wat 'n woord is daar? Daar's mense wat instap hierso in die kerk op 'n Sondag met 'n woord. En hulle weet net nog nie vir wie dit is nie. Dan vra hulle vir die Heilige Gees, vir wie is dit? Vir wie is daai woord wat hy met my gepraat het? Is dit so liefdevol, nê? Ek wil meeste van ons daag maar net op en ons dink maar net aan onsself. Ons wil hê die Here met ons praat, maar ek bedoel, dis regtig liefdevol as jy begin dink, nie net Here praat my nie, ek weet jy praat my, want ek is die kind, maar wie wil jy bless vanoggend? Dis 'n manier hoe ons as kerk lief kan wees vir mekaar. It's the most loving thing you can do for someone is to pray for them. En moet dan nie skrik as die Here vir jou woord gee vir hulle nie. Want hy love dit as sy kinders mekaar bedien. Dis die manier hoe hy dit beplan het. Hy doen nie net bediening direk aan ons almal nie. Hy kies om 'n gemeente, om genesing te bewerkstellig deur gemeente, deur broers en susters, dat ons mekaar help. Dis die Here se manier. Volgende week as Boeta met julle kom gesels, sal hy 'n storie vertel. Maar dis iets soos 20 verskillende kerke of besighede en kerke en goed wat gehelp het om hierdie huis reg te maak, wat nou vir vrouens en kinders is wat daar gaan bly. Nou as jy daai storie hoor, dan wonder ek net, die Here kon net vir hom 'n cheque van 2 miljoen gegee het. Of van 1 miljoen en dan's alles uitgesort. Maar die Here verkies om 'n community te gebruik. Dis die Here se manier. Nou so ook as dit kom by die woord van die Here. Hy verkies dit om ons te gebruik om vir mekaar lief te wees. Nou net gou 'n vinnige storie. Daar is soveel stories. Soos die ding oor profesie is, ek is so passionate oor dit, want ek dink ons het hierdie spooky ding gemaak en dis die mees normaalste ding. Dis wanneer ons net begin bid vir mekaar en ons begin mekaar bemoedig, nie net op grond van wat ons observeer nie, maar selfs dit wat God observeer. Dis encouraging one another, but encouragement charged by the Holy Spirit. Want die Here weet wat jy eintlik moet hoor, nê? En as jy dit mis, dan is dit fyn. Dan hoor die persoon net niks nie. Ek lag Bill Johnson, hy sê, ons grootste vrees, as ons vir iemand 'n woord wil gee, ons grootste worry sal wees dat, maar wat as ek iets sê, en dit beteken niks vir hulle nie? En dan sê hy, well then nothing happens, but that's already happening. Nou gebeur al niks nie. Dan het jy woord nou nie iets beteken vir iemand nie, en hulle sê, eers baie dankie, ek sal bid daaroor, maar op die einde, as dit nou niks beteken het vir hulle nie, dan nou nog steeds niks gebeur nie, en nou gebeur al niks nie. Nou, net gou 'n vinnige storie, hierdie is my regtig mooi, en ek kan julle ure lank besig hou met stories van hoe hierdie werklik al gebeur het, maar net so, dalk net om vir julle een eenvoudige storieetjie en dan een wat vir my baie special was, maar ek sê bang as ons net die wow storie vertel en dink ons hierdie is net vir baie spiritual mense en nie vir almal van ons nie, maar dalk meer 'n eenvoudige storie. Ek onthou jare terug as 'n jong man na ek gestudeer het ek hierdie passion in my hart. Ek wil eintlik voltyds in bediening wees en dit gebeur nie, daar is net die geleenthede en ek is confused oor my toekoms. Ek is net confused oor dit. En hulle vra, wil enigiemand gebed hê? En hulle het so net daar voor in die kerk kan ons vorentoe kom en dan bid ons vir mekaar. Dit was ook nie net leiers wat gaan bid het nie. Dit was sommer net gemeentelede wat gesê het, nee, is reg, ek sal bid vir jou. En my een vriend Reino van die Westhuizen, dis Tina van die Westhuizen se man, hulle is daar in ons Suidkampus. Hy bid toe vir my en soos hy vir my bid, hy sê Abel, ek vra maar net eens nou, ek soek gebed en hy bid vir my en hy sê Abel, ek wil graag met jou Psalm 16 deel. Daar's 'n stukkie, daar's 'n vers wat sê en ek voel die Here wil vir jou sê, jou lot is vas in my hande. Jou lot, jou lewe, jou toekoms is vas in my hande. Maar hy sê net dit. Ek onthou dit tot vandag nog. Want dis wat ek nodig gehad het op daai oomblik. Op daai oomblik besef ek, die Here hoor my. Ek's nie alleen nie. Reino het net gedink, ek het Psalm 16 gelees hierdie week, nou wat ek bid vir jou, kom daai gedagte op by my, kom ek deel dit maar met jou, maar hy weet nie, die Here praat met my op daai oomblik. My lot is vas in sy hande, en ek weet, ek's okay. Al gaan hierdie deur nie nou oop nie, moes 13 jaar gewag het vir hierdie deur van kerk om oop te gaan, maar ek weet, is alraai, die Here weet, waar ek nou is waar ek moet wees. Ander mooi storie is 'n vriendin van my, wat my vertel het, sy sal bietjie ouer,
en sy het gereeld ons aanddiens bygewoon by ons Suidkampus, nog voor ons hierdie kerk geplant het, toe ek nog daar was. Toe vertel sy my eendag, sy het 'n baie lonely tyd ervaar in haar lewe. En sy is mal oor bergfiets, en sy ry bergfiets die een Saterdag, maar sy is moedeloos, en sy voel net, sy praat met die Here, terwyl sy op haar bergfiets is, en sy sê, Here, maar dit voel vir my, niemand sien my raak nie, Here, ek weet nie eens of U my raak sien nie. Ken U my nog? Sê net vir my, toe sy bid dit nie, sy sê net vir my, U sien my nog raak. Nou, baie frustrerend, die Here sê nie onmiddellik vir haar, ek sien jou raak nie. Sy moet aanhou fietsry die hele Saterdag aand op haar eie alleen. Die volgende aand, Sondag aand, sit sy in die voorportaal, voor kerk begin, op haar eie, want is net klomp jong mense. En dan kom 'n jong man na haar toe, by die tafel, en hy sê, hallo mevrou, mevrou, ek het sommer net beleef, ek moet vir mevrou sê, die Here sê, hy sien jou raak. Hy geniet die diens, hy loop weg. Hy weet nie, hy probeer, hy vat risiko, hy weet nie of, is hy nou akkuraat of nie. Die impak op haar. Na die oomblik voel sy, die Here is lief vir my. Nie net die Here nie, die kerk ook. It's the most loving thing you can do. Ons weet nie wat die Heilige Gees wil kommunikeer nie. Imagine ons raak daai tipe community. Maar dit wat ons hoor is nie, en ek hoor dit so gereeld wat mense sê, Jesus, Abel, toe jy dit gesê het regtig gepraat my, dink ek het nêrens in die preek dit gesê nie. Jy het dit iewers in die worship, jy het iewers anders gehoor. Die Here praat. Hy praat deur almal van ons. Maar imagine ons raak daai tipe gemeenskap, dat dit word redelik standaard praktyk. As jy in hierdie gemeente instap, dan kry jy woord. En nie, ons raak nie weird nie, ons submit dit humbly, ons sê nie, die Here sê nie, ons sê net, hoorie, ek sien jy staan daar, ek het hierdie week hierdie vers met my gepraat, en ek het my net gevoel, dalk is dit van toepassing tot jou, so vat dit, gee dit nederig vir iemand. Maar dit kan dieselfde tipe woord wees wat daai vrou gekry het. Imagine ons kan daai tipe community raak. Nou, wat profesie nie is nie, dis nie fortune telling nie, dis not predicting the future, dis nie authoritative soos skrif nie, want profesie in die Nuwe Testament word daar eintlik gesê, kom ek kry net geraai versie, van hoe ons dit moet toets. In 1 Korintiërs 14 vers 29 sê, 2 or 3 should speak, and the others should weigh carefully what is said. En so, Nuwe Testament profesie, punt wat ek wil maak, is as iemand vir jou 'n woord gee, dit beteken nie, dit is die Here nie. Dalk oefen hulle nog. En dit is nog nie so akkuraat nie. Maar wanneer dit kom by Nuwe Testament profesie, staan ons op equal footing. Moses praat met Moses. Ons albei kan die Here se stem hoor. En ons discern. En dis hoekom community belangrik is. As daar 'n derde persoon by is, wat dan kan sê, hoorie, ek dink nie noodwendig hierdie is in liefde gesê nie. Dink hierdie is van toepassing, jy hoef nie daarna te luister nie. Of iemand kan sê, ja, yes, daai wat Abel vir jou gesê het, Jurgens, ek sien dit in jou lewe. Soos ek weet, dan affirm ons. Maar dit moet getoets word aan die woord en ook, of is dit opbouend. Ek sal nou ietsie daar sê. En natuurlik is dit nie manipulative of controlling nie, want dit moet uit liefde gedoen word. So 1 Korintiërs 14 vers 3. So wat is profesie? Twee goed baie belangrik. Sê 1 Korintiërs 14 vers 3 sê, but the one who prophesies speaks to people for their strengthening, encouraging and comfort. Ons comfort mekaar en ons encourage, ons gee courage vir mekaar deur die woorde wat ons spreek. En dan in Openbaring 19 vers 10 sê dit so mooi, dis hierdie Johannes val neer by hierdie persoon wat hierdie openbarings vir hom wys, en sê, nee, jy moet nie buig voor my nie, want dis die ding, ons moet nie baie maak van profeet nie, want het gaan nie oor profeet nie. Hy sê, nee, ek worship net vir Jesus, en dan sê dit daar so in Openbaring 19 vers 10, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Dit wys altyd weg van ons af, dit wys na Jesus toe. En dit word in liefde gedoen, en dit is to encourage, en om te comfort. Net gou 'n paar gedagtes prakties, en dan het ons nou geleer, dan moet ons dit oefen. Ons gaan dit moet oefen vandag. Maar prakties, hoe werk dit? Die Heilige Gees is nie 'n demoon wat jou possess nie. Dit is 'n verhouding. So hy fluister. Hy fluister iets en dan reageer ons. Iemand sê dit hierdie week so mooi, sê,
as jy 'n woord kry vir iemand, dis asof jy 'n gedagte kry, of 'n beeld, of 'n versie, maar die gedagte kom nie van binne af nie, hy kom amper van buite af. Is 'n prentjie wat opkom. Soos wat jy bid vir iemand, kom daar 'n gedagte of 'n vers op. En prakties is dit hoe dit werk. Die beginpunt is bid vir iemand. Ons gaan nou oefen, dan gaan ons net in groepies van 3 of 4, net saam sit, vat 'n beurt, jy bid vir iemand. Die ergste wat kan gebeur, as jy niks kry nie, dan het jy nog steeds gebid vir mekaar. En dis goed. Dis nog steeds liefde. Maar jy bid vir iemand en dan as daar enigiets opkom, ons kan sit bietjie in stilte. Miskien is daar 'n beeld of 'n vers of 'n woord wat kom en dan kan ons dit deel met mekaar. En dan gewoonlik wat gebeur, is daar's 3 goed wat gebeur. Eerstens is daar die revelation. So wat sien jy? So ek bid dalk vir Janro en nou sien ek 'n prentjie van 'n arend. Dis 'n revelation. En dan na dit, dan vra ons vir Here, wat beteken dit? Here wil jou roep om te lei. Wat ook al. Wat ook al die Heilige Gees jou dan lei, en hy gebruik jou intelligensie en jou verbeelding, dis 'n samewerking, hy fluister, hy nooi, maar jy reageer. En soos wat ons dit meer doen, leer ons the shepherd's voice, al hoe meer. Maar soms is dit moontlik dat hy nie vir jou interpretasie gee nie. En dan is dit beter om net te sê, ek weet nie wat dit beteken nie, so arend, maar dalk gaan dit iewers vir jou sin maak. Die Heilige Gees gaan die dots connect. Maar as die revelation, dan gewoonlik 'n interpretation, soms nie 'n interpretation nie. En dis dan okay as daar nie is nie. En dan is daar application. Dis gewoonlik vir wie is dit? Okay, arend, maar vir wie is dit? Ek voel is vir ander. En daar vra ons die Here. En soms gaan jy dit verkeerd kry. Maar dit is hoe ons leer om sy stem te leer ken. Niks van hierdie goed waar as dit kom by profesie is formules nie. Maar dit gaan oor familiarity. Hoe meer jy probeer inleen in sy stem hoor, guaranteed, jy gaan dit meer begin hoor. Maar as jy nooit bid vir enige iemand nie, en vra vir woord, gaan jy ook nooit een kry nie. Maar if we lean in, en we vra, Here, het jy 'n woord vir Niklas? Wat wil jy vir hom sê? As ek Here gaan vra, gaan hy vir my iets gee. It's about leaning in. Dan leer jy sy stem so ken. Net gou 3 goed ook, hoe toets jy 'n woord? En dan miskien die worshipspan, julle kan so lank vorentoe gaan, maar hoe toets jy 'n woord? En Piet Greg, hy sê ou van die 24/7 die gebeds beweging, en hy sê die volgende, hy sê onthou jou ABC's. En hier is 'n goeie manier, hoe toets jy 'n woord? Die ABC's. Die eerste een is dit affirming? So met ander woorde wat ons gelees het uit 1 Korintiërs 14 vers 3, is it encouraging into the strengthening and comfort of others? Is dit affirming? Of is dit besig om af te kraak? As dit afkraak, is dit nie uit liefde uit nie. En ja, die Here kan soms 'n moeiliker woord gee, maar as jy nog net eers begin oefen, hou dit by die opbouende. Hou dit veilig daarso. Totdat jy regtig seker is jy hoor die Here se stem op daai bepaalde manier. Maar eerstens, is dit affirming? Tweedens, is dit biblical? Lyn dit op met die waarheid van die skrif, die fondasie? En derdens, is dit Christ-like? Klink dit soos iets wat die karakter van Christus sou gesê het vir iemand. So dis 'n goeie manier net om dit te toets. Maar dan sommer net gou 'n laaste versie en dan sal ek graag wil ons moet dit so 'n bietjie oefen. In 1 Korintiërs 14 vers 1. Dis die laaste versstukkie wat ons graag sou wil deel. Skryf Paulus en sê follow the way of love. Hierdie gaan oor liefde. Profesie is maar net die manier hoe ek liefde wys aan jou. Soms gaan die Here vir jou sê, hoorie, koop vir hulle geskenk. Vat hulle uit vir ete, vat hulle vir koffie. Dan is Here, dan doen jy dit. Dis eintlik al klaar 'n profetiese aksie. Maar dit gaan oor liefde. Ek wil lief wees vir iemand. Follow the way of love and eagerly desire gifts of the Spirit. So dit sê die gawes van die Gees, desire dit. Hoe lyk dit as jy iets desire? Dis as jy nou al dink aan daai pannekoek wat na die tyd gaan wees. Jy dink aan en you press into it. Especially prophecy. Nou hier is die punt wat ek net wil maak. Dis nie iets wat met ons gebeur nie. Partykeer sou iemand sê, wel, as die Here met my wil praat, hier is ek, laat hy praat. Dis 'n baie passiewe manier van doen. Dis nie hoe verhouding werk nie. Eagerly desire, lean in. Jy gaan sukkel om 'n fluister te hoor, as jy nie mooi luister nie. Van distractions weg, ek gaan bid vir Louis woord kry. You have to lean in. Eagerly desire. Ek het 'n vriendin, she eagerly desires the gift of prophecy.
Sy soek altyd 'n geleentheid. My vriendin Anja Oukam, sy het 'n handsak en in haar handsak het sy ten minste 5 woorde wat sy mee rondstap altyd. Sy het hierdie kaartjies, dan koop sy dit en dan sal sy soos bid. Dan kry sy woord. Maar sy weet nie vir wie dit is nie. Sy sit dit in haar handsak. Sy sal selfs chocolates koop. Sy sê sy koop dan partykeer is dit 'n bar one en voel net die Here wil vir iemand net sê soos ek gaan vir jou 25-hour day gee vandag. Of net, verstaan, soos iemand wat dalk moeg is of iets. Dit klink baie ongeestelik, maar soms is daai die bietjie liefde wat iemand nodig het daai dag. Dan koop sy chocolates, nee, dan sit sy dit in haar sak. Dan sal sy rondloop en as sy iemand sien, partykeer vreemdelinge, ander kere net vriende wat sy deur die dag sien. Dan sê sy, hoorie, ek het 'n woord vir jou. Nou al sê dit uit, dan deel sy dit. Sy berei voor die tyd. Eagerly desiring the gift of prophecy. Hoe sal dit lyk as ons begin bid vir mekaar? Wie is jou naaste? Die mense wat naby aan jou is, vriende, familie, kollegas. Wil jy nie net hierdie week begin bid vir hulle nie? As jy niks kry nie, jy kry nie 'n woord of 'n skrif of 'n prentjie van 'n arend nie, dan het jy nog steeds gebid vir hulle. Dis 'n mooi manier om lief vir hulle te wees. Maar die Bybel leer ons, jy kan maar verwag om ietsie te kry. Dis 'n baie normale ding, want die gees van die Here is op all people. Dis vir ons gegee. Ek wil jou vra, ons gaan gou in groepies van so 2 na 4. Nou, as jy 'n besoeker is, ek is baie jammer as ons jou bietjie op die spot sit vir oggend. Dis regtig nie ons intensie nie. En ons mense hier is baie loving. So as jy vir hulle wil sê, hoorie, ek voel nie gemaklik om hardop te bid nou al voor mense nie. Dis okay. Ons gaan jou respekteer en ek is seker jy respekteer ook die feit dat ons baie opgewonde is oor wat ons nou gaan doen en vir ons ook spasie wil gee vir dit. So kom ons maak groepies van 4 en nie meer as dit nie. En dan gaan ons net gou 'n paar oomblikke vat en later sal die band begin speel, maar as jy nog besig is om te bid, moenie dat Albert hulle julle hinder nie. Gaan aan. En as julle dan klaar gebid het, dan kan julle inval by die band en saam met hulle sing. En die liedjies wat hulle gekies het, is eintlik alles liedjies wat die Here sing oor ons. Ons het eintlik gesê, kies 'n paar liedjies dat ons aan die receiving end is, want die Here wil sy waarheid deur die worship span, wil hy spreek oor jou, dat jy woord kan kry. So, dan mag dalk een van die liedjies wees, wat 'n woord vir jou is vandag. Een van die sinne wat gesing word. So, kom ons draai gou na mekaar toe, gaan ons 'n paar minute gee, en na dit gaan die band begin speel. Kom ons bid vir mekaar, en as jy 'n woord, 'n skrif, of 'n beeld kry, deel dit, en kom ons bemoedig mekaar in liefde. Show me how to